Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 3 Julie. Vir verdere studie Ellen G. White, Korinth, bladsy 243 tot 254 in The Acts of the Apostles. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 244. Met sy prediking in Korinthe het die apostel 'n ander benadering tot sendingwerk as die in Athene gevolg. Hy besluit om ingewikkelde argumente en besprekings te vermy, om met die Korintiërs oor niks anders te praat as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde nie, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 2. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, bladsy 106 en 107. Paulus behaal 'n mate van sukses in Korinthe. Tog twyfel hy of die mense daar gereed vir kerkstigting is. Hy beskou die stad nie as 'n ryp sendingveld nie en neem hom toe voor om Korinthe te verlaat. Terwyl hy dit oorweeg om die stad vir 'n meer belovende sendingveld te verruil, verskyn die Here aan hom in die nag en sê, soos gelees in Handelinge 18 vers 9 en 10, moenie bang wees nie, hou aan met preek, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Hierdie sien Paulus as 'n bevel om in Korinthe te bly en 'n waarborg dat die Here die saadjies wat hy saai in 'n ryke oes sal omskep. So is 'n groot gemeente toe onder die vaandel van Jesus Christus op die been gebring. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, bladsy 109. Die Bybel sê dat Paulus die Korintiërs 'n jaar en 'n half lank bearbei het. Hoewel sy pogings nie uitsluitlik tot daardie stad beperk was nie, maak hy Korinthe sy hoofkwartier. 'n Aantal gemeentes is sodoende gestig. In Paulus se afwesigheid stuur hy gewigtige en kragtige briewe aan die gemeentes in sy sorg, sendbriewe wat gewoonlik as die woord van God ontvang is. Hierdie is in die betrokke gemeentes voorgelees. Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, bladsy 109. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Paulus was oortuig dat God hom as 'n apostel van Jesus geroep het. Waarom is dit so belangrik dat ons weet wie ons is en waartoe ons geroepe is? Vraag nommer 2. Vir 'n oomblik wou Paulus sy sendingwerk in Korinthe laat vaar en die stad verlaat. Wat het hom tot ander insigte gebring? Hoe kan hierdie gebeurtenis ons help wanneer ons as moderne evangeliewerkers nie met 'n sendingsprojek wil voortgaan nie? Is daar wel tye waar opgee die beste oplossing is? Vraag nommer 3. Die omringende kultuur het die Korintiese gelowiges beïnvloed, 'n wrede werklikheid waarmee die hedendaagse gelowige ook te kampe het. Hoe kan ons, soos gelees in Johannes 17 vers 11 en 15, in die wêreld bly sonder om beïnvloed te word deur, soos gelees in 1 Johannes 2 vers 16, wêreldse dinge, al daardie dinge wat die sondige mense begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op materialisme. Op watter ander maniere beïnvloed hoofstroomkultuur en populêre tendense die kerk negatief? Kom ons sluit af met gebed. Ons liefdevolle Vader, ons dankie vir die tyd wat ons weer eens in u woord kon deurbring. Liewe Heer, ons dankie vir die lesse wat ons kon leer deur Paulus se bediening in Korinthe. Help ons ook asseblief dat ons soos Paulus getrou mag wees aan die roeping wat u vir elkeen van ons het, selfs wanneer ons uitdagings en teenstand ervaar. Liewe Vader, ons bid dat die waarhede wat ons vandag bestudeer het, nie net kennis sal bly nie, maar dat ons lewens verander mag word daardeur en dat dit ons nader aan u mag bring. Skenk ons asseblief geestelike wysheid om u wil te verstaan, u moed uit te leef en u liefde met ander te deel. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.